Kom ons word stil voor die Here. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof en ons prys U vir U goedheid en U liefde. Dankie vir 'n Pinkstertyd wat verby is, waar ons ook kon groei in die geloof en beter begrip kon kry oor die werk van die Heilige Gees in ons lewens. En ek wil bid, Vader, dat U sal gee, dat U meer sal word in ons lewens en ons minder. Skenk aan ons die geloof, Vader, om te volhard in die geloof en nooit moeg te word om goed te doen nie. Vader, ons is dors. Ja, soos 'n wildsbok smag na water, so smag ons na U, o God. En ons bid, Vader, dat U woord ons dors vanoggend sal les, sodat ons met nuwe krag die week tegemoet kan gaan. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Galasiërs 6. Galasiërs 6. Ek gaan vir u daar lees die 7de tot en met die 10de vers. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Ons teksvers vanoggend, vers 8, of vers 7 eintlik, die laaste gedeelte, want net wat die mens saai, dit sal hy maai. Geliefdes, God het 'n reël in die wêreld. Wat jy saai, sal jy maai. Wat jy saai, sal jy oes. Dis ons teksvers vanoggend en ons tema van vanoggend se prediking. As jy koring plant, gaan jy koring oes. God het hierdie reël in die wêreld en ons gaan vanoggend 'n bietjie stil staan en kyk na hoe werk God in sy koninkryk met die reël na aanleiding van dit wat in vers 7 staan en hoe is dit van toepassing op my eie geestelike lewe. Geliefdes, die mense daarin of die kerke daar in Galasië, weet ons, het nou hierdie dwaalleer verkondig, dat jy gered word op grond van jou nakoming van die wet en die dinge dat jy gehoorsaam is aan die wet van die Here. Paulus sê, dit is 'n dwaalleer. Jy word nie gered op grond van jou gehoorsaamheid aan die wette nie. Want as dit die geval was, dan het jy Jesus Christus nie nodig gehad in jou lewe nie. Dis eintlik maar baie lasterlik om te sê, ek kan gered word oor al my goeie dade en al die goeie dinge wat ek gedoen het, want daardeur sê jy eintlik, jy het Jesus nie nodig nie. Jy word slegs gered op grond van jou geloof in Jesus Christus.
deur te glo in Jesus Christus, wat alles gedoen het, wat gedoen moes word, sodat jy die ewige lewe kan kry, sodat jy verlos kan word van jou sondeskuld. Is al manier hoe jy gered kan word. Nou ja, hoor ek al die mense sê, as dit die geval is, dan kan ek maar aangaan met my lewe soos wat ek wil. Ek moet eintlik maar net elke keer vergifnis vra. Want Jesus het al klaar vir my gesterf aan die kruis en alles betaal vir my sonde. So ek hoef nie meer te probeer op die regte pad te bly nie. Ek hoef nie meer reg te lewe nie. Ek hoef niks te verander aan my lewe nie. As jy so dink, en dan dink jy verkeerd. Want daar is 'n reël op hierdie aarde wat God het. En dit is, wat jy saai, sal jy maai. As jy koring saai, gaan jy koring oes. As jy onkruid saai, gaan jy onkruid oes. Dit is maar net so. En dit werk so in die koninkryk van God. Dis God se reël. Nou, hoe maak ek dit van toepassing op my eie geestelike lewe en op my eie lewe? In vers 8 staan daar, hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Met ander woorde, die vlees is ons sondige natuur. Dis daar die eie ek van my, wat self my besluite wil neem, self my keuses wil maak, myself nie laat voorskryf nie. Ek is die middelpunt van alles in die lewe. My lese is, I do it my way. Nou hier so 'n persoon se werke is sigbaar in die wêreld. Ons het daarvan gelees in Galasiërs 5 vers 20 en 19, 20 en 21. Sulke mense is losbandige mense, hulle pleeg oorspel, hoerery, hulle leef onrein, hulle is ongebonde, hulle laat hulle nie voorskryf deur wette en reëls en sulke goeters nie. Hulle doen wat hulle wil. Hulle is afgunstig teenoor ander mense. Hulle lewe in vyandskap met mense, soek rusie, is jaloers. Losbandig, gee hulle oor aan dronkenskap en brassery, en so kan ons aangaan. Julle kan alles gaan lees daar in vers 19 tot 21. Wat gaan jy oes as jy in die vlees saai? Ons teksvers sê, jy gaan die verderf maai. Nou, wat beteken dit? Dit beteken, op 'n stadium, gaan hierdie vleeslike lewe van jou, al hierdie twis en partyskap en jaloesie, en noem dit ook al, gaan jou inhaal. En dit gaan jou in 'n wurggreep beet kry. En jou lewe gaan nie lekker wees nie. Die wêreld is vol van mense wat verbitterd is. Mense wat nie tevrede is met wat hulle het nie. Hulle soek altyd meer. Dis asof hulle so onvergenoegd is. Hulle is nooit tevrede met die lewe nie. Altyd aan die kla. Hulle lewe met wrokke in die hart. Onvergewensgesind, kan nie vergewe nie. So hulle lewe is nie lekker nie. Al het hulle dalk al die geld en al die besittings in die wêreld, geniet die lewe, hulle nie die lewe nie, want hulle wil meer hê. Hulle is ongelukkig, hulle is verbitterd, onvergenoegd. En op die oordeelsdag word hulle in die hel gedompel as straf op hulle sonde. Vers 8 sê, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Mense wat in die gees saai, is mense wat, soos wat vers 9 sê, mense wat nie op hulle self gefokus is nie, maar op ander.
Daai selfopofferende liefde van Jesus Christus is 'n karaktereienskap van hulle. Hulle gee nie om opofferings te maak in die lewe en liefde te betoon nie. Hulle gee nie om hulle eie ek te kruisig en sodat die koninkryk van God bevoordeel kan word. Alles wat hulle doen is tot voordeel van die koninkryk van God. Ja, vers 9 sê, hierdie mense word nie moeg om goed te doen nie. Hulle is altyd besig om mense te help. Hulle gebruik elke geleentheid om mense te help, vers 10. Die vrug van hulle lewe wys ook. Ons lees daarvan in Galasiërs 5 vers 22. Hulle is mense wat vol liefde is, altyd bly, wat die vrede in hulle harte het om te weet, God sal vir my sorg. Ek hoef oor niks besorg te wees nie. Soos 'n pa vir sy kinders sorg, so sorg hy ook vir my. Hulle is geduldig, hulle is vriendelik, hulle is sagmoedig, hulle tree met selfbeheersing op en hulle is getrou in alles wat hulle doen. En op die laaste dag, wat saai hulle? Of wat oes hulle? Hulle oes die ewige lewe. Oes hulle net die ewige lewe op die laaste dag en hier op aarde? Ek dink hier op aarde is hulle mense wat in dankbaarheid kan leef. Wat tevrede is met wat hulle het. Al het hulle hoe min, is hulle tevrede. Maar bo alles, hulle enigste troos in lewe en dood is dat hulle aan Jesus Christus behoort. Hulle identiteit en hulle geluk word nie bepaal deur wie hulle is, of wat hulle besit, of wat ander mense van hulle dink, of hulle aanvaar word in die samelewing, of nie. Nee, hulle vrede en hulle geluk lê in Jesus Christus. Daarom kan hulle Gesang 114 lekker saam sing. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. En op daai laaste dag, wanneer hulle die ewige lewe oes, dan word alles wat stikkend was in hulle lewe heel. Alles wat leeg is, word vol. Hulle verstaan die dinge wat hulle hier op aarde nie kon verstaan. Dinge wat gebeur het, wat hulle moeilik gevind het om te verstaan hulle skielik. Hulle trane verander in blydskap. Nou sal jy vir my sê, maar goed, jy sê nou vir my, ek moet in die gees saai, dan sê jy eintlik vir my, maar ek word gered op grond van die feit dat ek in die gees saai. Dan sê ek nee, onthou verlede Vrydag of Sondag se Pinksterboodskap. Die Heilige Gees verander my lewe en hy bewerk die wedergeboorte. En daar vind in my groei plaas. Ek groei soos 'n klein vruggie aan 'n boom, groei ek in die geloof tot 'n volwaardige vrug, volwaardige kind van die Here. Ek word ingelyf in die familie van God. En daarom is om goed te doen aan mense nie iets wat ek moet doen nie, maar ek doen dit maar net. Want dis hoe kinders van God werk. Om te volhard in die geloof en nie moedeloos te word nie, is nie iets wat ek moet doen nie. Dis iets wat ek doen, want kinders van God doen dit. Kinders van God het mense lief. Kinders van God gebruik elke geleentheid om God se naam te verheerlik deur die vrug van die Gees uit te leef in sy lewe. 'n kind van God
lewe so. Daarom moet ons vandag vir onsself vra, wat 'n soort saad saai ek in die wêreld? Die saad van die vlees of die saad van die Gees? Dalk is dit tyd dat jy die eie ek kruisig en toelaat dat jou lewe deur die Gees beheer word, sodat jy in die Gees kan saai. Want onthou die reël van God in die wêreld, wat jy saai, sal jy maai. Mag God jou daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die voorreg om vandag hier in U huis te kan wees. Vader, ek wil vir U dankie sê dat ek kan uitsien om volgende Sondag nie net vir 'n klomp leë banke te preek nie, maar U kinders voor my te sien. Vader, ek wil U loof en prys vir die voorreg wat U ons gaan gee om weer saam te kom in U huis. Ek wil bid, Vader, dat U die vrees uit ons harte sal haal om op te kom na U huis. Ek wil bid dat U ons sal beskerm in die kerk en dat U ons gemeentelede sal beskerm teen die COVID-19 virus. Ek wil bid vir ons ouers en ons kinders wat hierdie week moet skool gaan. Vader, U ken daardie bekommernis en die onsekerheid. Maar ek wil bid, Vader, dat U ons sal leer om nie vrees te saai nie, maar geloof en vrede en kalmte. Want Vader, ons gaan hierdie week tegemoet met die vaste wete, my enigste troos is dat ek aan Jesus Christus behoort. Gee, Vader, dat ons saad van liefde en vrede en blydskap en lankmoedigheid en vriendelikheid en goedheid en getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing sal saai. Vader, dankie dat ons dit van U kan vra, want U is almagtig. En in eie krag gaan ons dit nooit kan saai, maar slegs deur die krag van die Heilige Gees. Maak dit stil in ons harte, Vader, en gee dat ons in hierdie week al die lof en die eer tot in alle ewigheid aan U sal bring. Ons Vader is die koning van die hemel. Ons bring aan Hom die lof en die eer. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly. Amen.